En toe ons oë uitvee, toe is dit Woensdag aand. Kan jy dit goed glo? Ons is aan die einde van 'n mooi dag. So wat ek wil vra is, as jy nou moet antwoord, hoe was hierdie dag vir jou? Hoe sou jy hom nou antwoord? Was dit 'n goeie dag, was dit 'n minder goeie dag? Om meer presies te wees, as jy nou die taal sou gebruik van die radio se weerberigte, nê. Dit was 'n mooi weer en matig dag, of daar was ernstige verspreide donderbuie, of ek weet nie, hoe sou jy dit verwoord? Hoe hierdie dag vir jou was. En dan wil ek jou nooi om daarom nou net dalk te staan en net dit met iemand om jou te deel en te sê, hoorie, dis hoe ek hierdie dag beleef het vandag. Hy het so 'n bietjie miskolle op baie verskillende plekke gehad, of wat dit ook al mag wees. Deel dit gou 'n bietjie met mekaar. Hoe was hierdie dag vandag vir jou? Wat was die kreatiefste ene wat jy gehoor het? Sê gou weer? Kritiek maar stabiel. Kritiek maar stabiel. net gemaak. Baie mooi. Kan ek net sê, namens my en my vrou, wow, ons het nou so heerlik lekker by julle gekuier in hierdie tyd. Daar's 'n paar goed wat ek met my saamdra. Een is die groot harte van die mense van die gemeenskap, spesifiek hierdie gemeente. Daar's soveel hartlikheid, soveel liefde, soveel mooi, en dit was net vir ons duidelik opvallend. Ons stadsjapies, ons het dit verskriklik geniet om hierdie hartlikheid te beleef. Kan ek ook sê, julle moet asseblief vir Annetjie 'n verhoging gee, want jene, sy kan nou maar uithaal en wys met daai orgel daarbo, en die sang saam met hierdie voorsangers, wat 'n fees, wat 'n lekkerte. Julle doen uitmuntend. My belewenis, ons belewenis hier was nêrens dat hierdie 'n herderlose gemeente is nie. Ons sien steeds goeie, duidelike leierskap. Johan, Willie, baie dankie julle. Dit is lekker om te sien julle vat vas en julle vat raak. En die pap val nie op die grond nie. En die gemeente is in 'n tyd van transisie, maar hy gaan mooi daardeur. My gebed vir julle is tweeledig. Een is dat die Here regtig vir julle sal seën met die mees fantastiese leraar wat sal kom, wat vir julle sal omvou met sy arms of haar arms en 'n lang mooi pad met julle sal stap. Die ander gebed is dat julle dit sal kan regkry en dit oor julle harte sal kan kry om oor die teerpad te stap elke Sondag en koffie en tee daar te gaan geniet, né? Langs aan in die saal. Dis net hier. So vanaand, ek hoop jy oefen nou al vanaand, want daar sop en broodjies na die tyd, né? En jy moet nou dit daar gaan kry. Dit gaan nie hierdie kant toe kom nie. So oefen jou voete om oor hierdie paadjie te stap. Daar's 'n baie groot geheim opgesluit in die gemeenskap van die gelowiges. En mens doen dit die beste wanneer jy saam koffie of tee of koekies of sop of broodjies geniet. So leer jouself daai belangrike ding, net oor die pad te stap en daai gemeenskap van gelowiges te gaan hê en te gaan geniet. Kom ons begin hierdie aand saam in die Here se geselskap. Here, daar is vir ons niks groters, niks lekkerder as om by U te stop en te weet U is ons oorsprong. Lank voordat ons op hierdie planeet rondgeloop het, was my gees reeds by U. Was U my eerste liefde. En toe het U ons op hierdie planeet neergesit vir U goeie redes. En ons siele bly hunker na U, tot die dag dat ons weer met U connect. Dan weet ons is tuis. Ons het ons eerste liefde gevind. Dis die liefde wat sal aanhou tot in ewigheid. En dankie, dat U daardie liefde deur die Gees in ons harte uitgegiet het. Wat 'n eer, wat 'n voorreg.
gebruik vanaand in die proses, Here, om ons harte verder te rig in U rigting. Amen. Daar's 2 lekker liedere wat ons nog saam gaan sing, so ek nooi julle, kom ons staan, ons sing dit lekker. Dit was mooi, baie dankie julle. Ons dogter is nou 26, maar ek onthou nog toe sy 18 was en ek haar moes leer kar bestuur in Johannesburg. Nee, en dan is dit mos nou hierdie storie van die clutch en die petrol en dan vrek die kar op die mees slegste denkbare oomblik en jy moet dan net maar geduldig deur al hierdie passies vat. Op 'n stadium met haar ma 'n bietjie gecoach, en dan vat ek weer oor en dan vat ma weer oor. En met tyd saam het hierdie ou tingerige dogtertjie van ons geleer om die strate van Johannesburg te kan hanteer. Toe gaan studeer sy by Wits Universiteit in die hartjie van Braamfontein, Johannesburg. En vir 6 jaar moes sy daai paaie ry en uitsorteer. En deur die genade van die Here het sy dit veilig gemaak. Ek kon vir haar leer kar bestuur want ek bestuur hom nou self baie jare kar. Ek het net nou vanoggend verskriklik geniet om saam met Piet te gaan helikopter vlieg. Ek kan nie my kind dit leer nie, want ek weet nie hoe nie. Jy kan net aangee wat jy ken, né? En dis hoekom ek hierdie geloofsgewoontes so baie graag vir julle wil aangee. Want as jy dit jou eie maak, as jy in dit leef en jy kuier dag vir dag op hierdie manier en styl met die Here, dan is dit 'n eerstehandse verhouding. Dan is dit nie moeilik vir 'n pa of 'n ma om daai model aan hulle kinders aan te bied en vir hulle die voorbeeld te stel en hulle te begelei om daar te kom nie. Een van die geloofsgewoontes wat ek en my dogter gehad het reg deur haar hoërskool is Goeie Vrydag oor Paasnaweek. Dan sê ek vir haar, bring jou Bybel en 'n notaboek en 'n pen. Ek vat myne, dan gaan ons botaniese tuine toe. En dan gaan ons deur die hek. Dan sê ek vir haar, kies vir jou 'n boom, ek kies vir my 'n boom. En dan gaan sit jy vir 'n uur en jy kuier met die Here. Enige teks wat hy vir jou laat lees, lees jy. Enige gedagte wat hy vir jou gee, skryf jy. Jy en hy voer julle gesprekke. Oor 'n uur kry ons mekaar by die koffieshop. Dan debrief ons mekaar. En so oor die loop van haar hoërskool kon ek haar begelei om die stem van die Here te onderskei. Wat is die Here besig om te sê? Waartoe roep hy haar? Wat is haar lewensroeping? Dit het sy daar uitgefigure. Met absolute oortuiging. En dit, ouers, is deel van jou taak. Niemand anders gaan jou kind leer om die stem van die Here te hoor nie. Jy moet dit kan doen. Maar jy kan net aangee wat jy het. As jy nie kan helikopter vlieg nie, kan jy nie 'n kind leer helikopter vlieg nie. En dieselfde met die stem van die Here. So daarom is hierdie geloofsgewoonte so sleutelbelangrik. Hoe meer jy in dit tyd spandeer, hoe getrouer jy daarmee is, hoe meer gaan jy die stem van die Here onderskei en gaan dit vir jou so vloei soos 'n rivier. En jy gaan dit kan maklik deel met ander sodat daai skat oordra. Ons is vanaand, ons begin by Psalm 77. As jy jou Bybel het, kan jy lees, anders moet jy net glo dat wat ek lees die waarheid is. Psalm 77 is 'n psalm van Asaf. Nou, hy was nie op 'n goeie, sy dag was dalk nou ook krities met donderbuie op plekke. Ek roep na God om hulp. Ek roep na God, want hy sal my hoor. In my nood soek ek hulp by die Here. Ook in die nag bly my hande in gebed uitgestrek sonder om moeg te word, maar ek vind geen troos nie. Ek dink aan God en ek sug. Ek dink en ek is na en ek is verslae. Jy kry die gevoel, hier's 'n stuk lood in hierdie ou se maag. Die lewe het hom geskop en gerol en verinneweer. Wat doen hy as gelowige? Vers 5.
U laat my wakker lê, ontsteld en sprakeloos. En nou, ek dink aan vroeër dae, aan jare lank gelede. As ek so in die nag lê en terugdink en pyns, dan vra ek myself af, sal die Here vir altyd verstoot en nooit weer genade betoon nie? Het daar dan nou 'n einde gekom aan sy trou? Geld sy beloftes dan nog glad nie meer nie? Het God vergeet om medelee te hê? Het hy in sy toorn sy ontferming onttrek? En ek sê, my grootste smart is dat die Allerhoogste nie handel soos voorheen nie. So ek wil dink aan die dade van die Here. Ja, ek wil dink aan u wonderwerke van vroeër. Ek wil nadink oor al u werk en oor al die dade pyns, want alles wat u doen is heilig, o God. Waar is 'n God so groot soos ons God? U is die God wat wonderdade doen. U het mag onder die volke geopenbaar. U het die volk deur die krag gered, die kinders van Jakob en Josef. Toe die waters u sien, het hulle gebewe en die diep waters het gesidder. Die wolke het water uitgegiet, uit die donderwolke het gedreun. U donderslae het die lugruim gevul, weerligstraal het die wêreld verlig. Die aarde het geskud en gebewe. U het deur die see gekom, u weg deur die magtige waters gebaan. Niemand het u spoor gesien nie, maar u het die volk soos 'n kudde gelei deur die hand van Moses en Aaron. Hy eindig op 'n beter plek as waar hy begin het, nê? Maar by Asaf leer ons hierdie belangrike ding, om dikwels na te dink oor wat die Here besig is om te doen. So soms sien ons die Here beter raak as ons terugkyk in die triespieeltjie van die dag. Terwyl die dag aan die gang is, gaan dit so en jy's besig en jy's dol en die lewe is woes. En as jy jou oë uitvee, dan is jy pê aan die einde van die dag, né? En jy sit dalk nog so 'n rukkie en verdoof jou voorbrein met 'n TV en dan kap jy om en jy slaap. Môre is dieselfde patroon. En baie keer gaan ons dag in en dag uit en dag in en dag uit sonder om na te dink. Sonder om bietjie die vrae te vra oor hierdie dag wat verby is. Wat het gebeur? Waar was die Here betrokke? Was die Here daar? Want elke liewe dag wat die Here vir jou gee, is 'n geskenk, né? Hy maak hierdie geskenk reg. Hy laat hierdie son pragtig mooi opkom, soos ons volgende gesien het. Hy soms skilder hy met die wolke. Hy laat die voeltjies sing. Hy gee vir jou die geskenk van die lewe. 'n pakkie, vars pakkie wat hy uit sy hand het vir jou uithou en gee. Maar baie van ons slurp dit net op. Ons gryp die pakkie, ons hardloop deur hom, ons smyt hom neer. En volg die ene, ons gaan deur hom, ons smyt hom neer. En ons koester nie die pakkie nie. Ons waardeer dit nie. Ons sit nie met hom en sê, "Oh wow, what a gift. Dankie Here. Dis nou wonderlik. Ons koester nie die geskenk wat die Here gee nie. En ons mis die Here in die proses." Richard Rohr is die ou wat gesê het, God is nooit afwesig nie. Al wat ontbreek is ons bewussyn van sy teenwoordigheid. Of jy nou voel die Here is hier langs jou, of jy glad nie voel nie, dit maak nie 'n verskil nie. Hy is daar. Omrede hy dit beloof het. Jesus se woorde was aan die einde van Matteus, en kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En as Jesus dit gesê het, kan jy dit bank toe vat. Dis die waarheid. Hy is met jou al die dae tot die volëinding van die wêreld. Maar vandag, hierdie dag wat nou verby is, wat jy so 'n bietjie skertsend met iemand oorgesels en mooi weer en matig, daar was nie 'n minuut van hierdie dag wat Jesus nie by jou was nie. En ek dink vir 'n oomblik skok dit jou dalk, want jy het nie so gedink aan jou dag nie. Jy was besig, jy het dinge gedoen. Kan dit wees dat hy al die tyd langs jou was, dat hy dalk in jou oor wou fluister, dat hy jou wou attent maak op dinge, jy het dit net gemis. Al wat ontbreek het, was jou bewussyn van die Here se teenwoordigheid. So, hoe wonderlik sal dit nie wees, as jy 'n geloofsgewoonte kan kry, wat jou help om daai bewussyn terug te herwin nie. Om bewuslik saam met die Here deur die heel dag te lewe.
Dis mos nou die eerste prys. Dis waar jy graag wil wees. So, in 1530 omtrent, het 'n man met die naam Ignatius vir ons so 'n geskenk geskep, so 'n gawe gegee. Hy was 'n tydgenoot van Martin Luther. En soos Martin Luther het hy gesien, daar's groot fout met die Katolieke kerk van hulle tyd. Martin Luther wou nie die kerk skeur nie. Al wat Martin Luther gedoen het is om te sê, hier is 95 dinge in die kerk tans wat ons nie dink is reg nie. Dis nie Bybels nie. Kom ons praat daaroor. En die magte wat daar was in die kerk het gesê, nee, ons gaan nie daaroor praat nie, en klompie mense in die kerk het saam met Martin Luther gestem en gesê, ons kan nie meer daai goeders doen nie, ons kan nie Maria aanbid nie, ons kan nie die heiliges aanbid nie, ons kan nie geld gee om mense uit die vage vuur uit hemel toe oor te plaas nie, ons is nou klaar daarmee, en hulle is eventually die kerk toe nou in twee rigtings gegaan. Ignatius het dieselfde probleme gesien in die kerk van sy tyd, maar hy het 'n ander roete gestap. Hy het gesê, niks verhinder my om 'n nader pad aan die Here te soek nie. En ek gaan die res van my lewe wy om so intiem weer met die Here te leef. En die wonderlike ding wat hy gedoen het, hy het fyn rekord gehou van al sy ervarings, sy oefeninge, sy probeerslae om nader aan die Here te kom. En met tyd saam het dit regtig gebeur, dat hy hierdie besonderse intieme pad met die Here kon stap. En dat mense dit raak sien, dat hulle van vra, maar hoe kry jy dit reg om so met die Here saam te lewe? En dan sê hy, wel, ek het rekord gehou van my proses, kom luister, dan vat ek jou saam met my deur dit. En een van die geskenke wat hy vir die wêreld gegee het, is die geskenk van daaglikse refleksie. Daily examen in Engels. Nou, ek wil jou aanbeveel, gaan Google 'n bietjie daily examen op 'n stadium, nee, want jy gaan soveel interessante goed teekom, wonderlike goed. Dit werk net nie in Afrikaans nie, nee, jy wil nie vir jong mense veral sê, hierdie is 'n daaglikse eksamen, wat? Ons hou nie van eksamens nie, never mind, elke dag. So, ons vertaal om in Afrikaans na daaglikse refleksie. Bietjie na te dink oor die dag. So die bedoeling van daily examen is you examine your day. Jy kyk terug na jou dag in die driespieeltjie, aan die einde van die dag kyk jy oor die dag en sê, hoe was hierdie dag? Wat het ek als in hierdie dag gesien en beleef? Waar was die Here betrokke in hierdie dag? En so leer jy uit hierdie kosbare geskenk wat God vir jou gegee het vandag. So wat gebeur in daily examen of in daaglikse refleksie? Daar's 5 dinge wat 'n ou doen. Die heel eerste een is dit. Ek nooi die Heilige Gees om my te help om die dag te sien soos God dit sien, of soos God dit gesien het. Jy weet, ek en jy is mos nou maar baie subjektief in ons lewens betrokke. Toe jy oë uitvee, toe hierdie ou gebel, en toe's daar 'n krisis, en toe moes jy vinnig ry om daai uit te sorteer, en jy het skomme middagete geskiep, want dit kon nie gebeur nie, en jy het hier 'n argument gehad, en jy dink terug oor die dag, en jy sê, ek het hom oorleef, maar dit was dalk veel meer as ek het hom oorleef. Daar was oomblikke van vriendskap, daar was oomblikke van 'n glimlag met iemand deel, daar was 'n oomblik waar jy dalk 'n koffietjie vinnig gedrink het, en dit was so lekker, en dit het jou hande warm gehou, en jy het daai oomblik net gekoester, en jy het nie eers 2 keer gedink aan daai oomblik nie. So, jy nooi die Heilige Gees, dat jy deur sy oë kyk, na hoe was hierdie dag? Wat het gebeur in hierdie dag? Waar was die Here aan die werk? So hoe werk daaglikse refleksie? Julle sal onthou, maandag aand het ons begin by stilte en afsondering. Stilte en afsondering, my beste advies aan jou is, doen dit heel eerste ding as jy jou oë oopmaak in die oggend. Dalk is dit 2 uur in die oggend, dis fyn, doen dit dan. Dalk is dit 6 uur in die oggend, dis fyn, doen dit dan. As dit 9 uur in die oggend is, geluk vir jou, dan doen jy dit dan. Maar eerste ding as jy wakker word, jy kan dit met koffie in die hand doen, ek weet, ek het dit al gedoen, dan sit jy net regop in jou bed, en vir 10 minute kuier jy in liefde saam met Jesus. Dis die eerste een in die oggend. Lectio Divina kom 'n bietjie later in die dag, ergens in die dag,
As jy bietjie van 'n gap het, dalk vir party is dit rondom middagete, vir ander is dit by teetyd in die oggend, dan vat jy 10 minute, 'n kort stukkie uit die Bybel uit en soos ons gisteraand gedoen het, gaan sit jy met daai teks. Jy ontmoet die Here, jy vat dit uit sy hand uit. Lees dit rustig deur. Kyk wat spreek jou aan. Jy en die Here het 'n gesprek daaroor. Jy bære dit in jou hart en dis vir jou kosbaar. Daaglikse refleksie aan die einde van die dag. So laat as moontlik, so naby as moontlik aan slaaptyd. 10 minute, niks langer as 10 minute nie. So wat doen jy? Eerste raak jy net bewus van die Here se teenwoordigheid. Maak jou oë toe en jy gaan deur die gordyntjie in die Here se teenwoordigheid. En jy nooi die Heilige Gees. Heilige Gees, ons het aan die einde van hierdie dag gekom, ek is so dankbaar. Wys my bietjie, wat het U raak gesien in hierdie dag? Dis stapie 1. Dan stapie 2. Dan kyk jy na die dag soos 'n video wat jy op fast forward het. Jou dag. Soos ek het so laat wakker geword, dit was my eerste koffie, toe het ek dit aangetrek, toe het ek my tande geborsel, dit en toe ek werk toe en toe het ek daai situasie gehad, daar het ek 'n gesprek met iemand gehad, dit was middagete. So net so 'n voelvlug oor jou dag. Hoe was die dag? En laat die Gees toe om jou te lei om raak te sien wat jy moes raak sien, hè? En dan so deur die hersien van die dag, vra jy die vraag: watter seëninge het die Here vandag vir my gegee? Want dis nou die tweede belangrike ding van daaglikse refleksie. Jy soek die seëninge wat die Here vandag vir jou gegee het om dit raak te sien en dit te waardeer. Want elke dag gee die Here 'n magdom seëninge. Maar soveel keer mis ons dit. Dalk die seën van die son wat deur jou kamervenster geskyn het. En jy het dit net geniet. Dit was hierdie mooi stukkie warm lekkerte. En jy sê dankie Here vir daai seën. Dalk was dit voeltjies wat voor jou kamervenster nou gekuier het. Die mossies bou nessies laat dit klap. Ek dink hulle sien hier kom 'n koue winter. So dalk het jy net dit staan en dophou en dit was vir jou so pragtig. 'n Seëning van die Here vir jou om te geniet. Jy wil dankie sê. Dit was dalk daai koppie koffie wat iemand in jou hand gestop het waarvoor dis 'n blessing. Dalk was dit net 'n glimlag van iemand. Dalk het jy eers gestop en die karwag gegroet en die karwag was soos: "Meneer, baie dankie dat jy my so vriendelik groet." En daar was hierdie oomblik en jy sê: dit was 'n blessing." Ek weet nie, maar soos jy die dag hersien, gaan die Heilige Gees vir jou dit wys. Daar was 'n seën, daar was. Nou wat jy doen is net om te sê: Here, ek waardeer dit. Ek sê dankie, hoe lekker was dit. Kan jy imagine hoe die Here moet voel? As hy 5, 6, 8, 12 seëninge oor jou dag uitgiet en dit gaan als oor jou kop verby. Jy het dit nie eers raak gesien nie, never mind, dankie gesê. Hoe moet hy voel, die gewer van al hierdie seëninge? So hierdie gebed help jou om net weer dit raak te sien. Al die seëning wat vandag in jou lewe was. En nou sê die ouens wat nou hier goed bestudeer, brein neurowetenskappe. As jy elke dag in die gewoonte val om ten minste vir 3 goed dankie te sê, net 3 goed dankie te sê, oor 3 weke het jy nuwe neuronpaaie in jou brein geskep. Gaan jy minder geneig tot depressie wees, want jy het jou brein gerewire. Dis nou die slim ouens wat nou met dit vorendag kom, dit wat die Here al lank al vir sy volk gegee het. Hersien jou dag en sê net dankie vir die gunste en die gawes. Maar dis nie al nie. In daai selfde 10 minute gebed leer jy weer om met jouself te leef en bewus te raak van jou emosies. So die een rond het jy nou die dag so gescan en gekyk, waar is die blessings? Nou vra jy vir die Heilige Gees, terwyl ek nou hierdie dag weer so scan, wat was die belangrike emosies van my dag? Ek wil dit raak sien. Want emosies is wonderlike goed, né? Die Here het dit vir ons almal gegee. Ons almal funksioneer op emosies. Die beste illustrasie wat ek het vir emosies is dis soos jou kar se dashboard. Daar's allerlei liggies daar, né? En is wonderlik as hulle nie skyn nie.
Daar's so 'n rooi olie enetjie, nê. Hy moenie hom toeplak of hom ignoreer as hy skyn nie, want dit gaan vir jou tot nadeel strek. Maar in dieselfde manier werk emosies. Dit sê vir jou hier onder die oppervlakte, hier in die enginekamer van jou lewe is dinge nie oukei tans nie. Jy's dalk geïrriteerd, die rooi liggie van irritasie flits, en jy kan hom nie lekker verstaan nie. Wat soek hy nou hier? Ondersoek hom 'n bietjie. Hy's 'n geskenk van God. Hy wil vir jou iets sê en jy moet luister. OK, ek dink ek is te geïrriteerd met my lewensmaat. Wat laat my so geïrriteerd voel? Miskien moet ek leer om stadiger te leef, dat ek kan verstaan. So die Here wil met jou praat, met jou emosies, en jy moet daarop aandag gee. So 500 jaar gelede al het Ignatius gesê, dis een van die belangrike goed wat jy doen in jou daaglikse refleksie. Vra vir die Here, wat was die groot emosies? Miskien was daar 'n emosie wat jy bespeur by jou, iets van 'n verlange, en jy is nie presies seker, wat is die ene? Ek voel so leegerig, ek voel asof ek nie vervuld is nie, ek voel asof daar nog iets meer is in die lewe. En jy begin dit 'n gesprek maak tussen jou en die Here. Here, ek weet nie wat is hierdie emosie nie, ek weet wat soek hy hier nie, maar sal U my wys, wat is dit wat ek na hanker? Wat is daai verlange? Wat is daai mis in my lewe? En die Here mag dalk vir iets moois rondom dit oopmaak. So laat hom toe om met jou te praat deur hierdie liggies op jou emosionele dashboard, wanneer hulle daar is en wanneer hulle verskyn. En jy praat met die Here oor hulle. Ek onthou 'n slag wat ek in die oggend moes ry. Nou in Rodepoort is hulle lief vir hierdie klein stupid sirkeltjies. Jy weet, hulle het nie meer 4-rigting stop nie, is so 'n klein sirkeltjie. So mense wat weet, mense wat hulle lisensie nie gekoop het nie, weet, jy weet, dis nou eerste ou wat kom is saam om die sirkeltjie, maar nie almal weet hierdie goed nie. So daar's baie ouens wat sommer net kanse van, dan druk hulle ook vinnig voor jou verby. Dis jou beurt, maar weet. En ek onthou een so geleentheid, nou kom ek na so 'n sirkeltjie, nou moet ek regs draai. So ek moet nou om die sirkeltjie ry. Nou kom hier 'n man van voor af. Hy sien my flikkerlig is aan, maar hy vat die gap en hy ry uit sy beurt uit, né? Nou is ek sommer kort hier oor die sirkeltjie. Ek wys vir hom, jy's uit lyn uit gewees, né? Baie selfgeregverdig. In my daaglikse refleksie, toe sê die Heilige Gees vir my, onthou jy daai oomblik? Ja, Here. Jy was maar 'n bietjie bitsig, nê? Ja, Here. Die Here sê, dink jy kan dit anders doen? Ja, Here. OK, hoe sou jy dit anders gedoen het? Nee, ek sou nie so iets grimmig en bitsig gewees het nie. Dis mooi, kom ons traai dit môre weer. En 'n paar dae later was daar presies dieselfde geval en prys die Here, ek kon die keer reg reageer. Maar jy sien hoe daai nadink oor die dag jou terugvat na daai oomblikke wat jou emosie geflash het. En dit word 'n gesprek tussen jou en die Here. Natuurlik, jou emosies is jy gaan moet leer om die taal van emosies te verstaan. Want ons ken dikwels die groot basies. Ek is hartseer geweest of ek was kwaad of ek is bang. Maar bang is nie net bang nie. Bang kan wees ek voel verward of verworpe of bietjie hulpeloos, onderdanig, onseker, angstig. Dit kan wees as gevolg van die feit dat ek oorweldig voel of verleë is of onbekwaam voel of onbeduidend voel of ontmoedig is. So dit help as jy 'n bietjie dit dieper grawe en met die Here dit bespreek. Ek was dalk nie vandag hartseer omdat ek eensaam voel nie, maar dalk omdat ek 'n bietjie te neergedruk is of dalk 'n bietjie voel ek afgesonder of vol berou. So dit help as jy daai emosies duideliker kan verwoord. Want dan kan die Heilige Gees met jou 'n paadjie stap rondom dit. Die vierde ding wat jy doen in daai tyd saam met die Here, is ek bely my sonde en ek kry vergifnis. Soos jy die dag hersien het, soos jy jou emosies gesien het, kon jy dalk sulke oomblikke sien waar jy weet, hier
ja, het ek nie reg opgetree nie. Hier was ek kort af met my kinders, of hier het ek iemand iets gesê wat ek nou berou. Ek het 'n verhouding dalk beskadig permanent, of wat dit ook al mag wees. Daar sien jy dit raak. Die Heilige Gees is getrou. Hy is die een wat ons oortuig van ons sonde, en as jy hom ingenooi het in hierdie gebed, gaan hy jou aandag op dit vestig en vir jou sê, sien jy daai? Dis nie hoe ek wil hê jy moet wees nie. En dit sal altyd uitnodigend wees. Hy's nie 'n veroordelende Here nie. Hy's 'n uitnodigende Here. Dink jy ons kan dit beter doen? Dink jy kan dit regstel? Ja, Here, ek is seker ek kan. Okay, dan vra ek vir jou, doen dit môre. Maar maak reg sodat hierdie seer nie bly nie. Jy kry daar kans om jou sonde raak te sien en vergifnis te kry. En dan die 5de ding van daaglikse refleksie is, nadat jy nou jou dag hersien het, die seëninge waardeer het. Jou dag hersien het, die emosies raak gesien en met die Here gesels het. Jou dag hersien het en die spesifieke sondes dalk nou in die oë gekyk het, geëien het, bely het. Nou is jy klaar, maar nou draai jy môre aan die Here op. Here, ek gaan nou slaap en dit gaan baie lekker wees. My hart is skoon, daar's niks in my hart wat nou nog broei nie. Maar môre is nog 'n dag, en ek gaan hom ontvang as 'n geskenk uit die hand uit. Help my om môre nie in dieselfde struike te trap nie, asseblief. En jy dra die dag van môre aan die Here op, en so raak jy aan die slaap, en dis 'n lekker slaap. Ek wil nou vir jou kans gee om dit saam met my te doen. So, ek gaan nou vir jou vra dat ons vir 'n oomblik bietjie stil raak. Jy onthou daai parkbankie waar ons maandag aand was. Maak gerus jou oë toe, dan gaan jy terug na daai parkbankie toe. En dan gaan sit jy daar en jy wag vir Jesus. Dat hy kom, dat hy langs jou kom sit. En jy nooi die Heilige Gees om julle by julle aan te sluit. En dalk kan jy nie die Heilige Gees duidelik sien nie, maar hy kom staan dalk net so vlak agter jou op 'n manier dat jy weet hy is teenwoordig. En ek wil vir jou eerste kans gee om sommer net vir die Here dankie te sê vir die geskenk van vandag wat hy vir jou gegee het. Hierdie dag wat verby is, die 11de Junie, gaan nooit weer herhaal nie. Hy het eenmaal verbygekom en hy's klaar. Die gebeure van hierdie dag sal ook nie weer presies dieselfde wees nie. Maar die Here het vir jou gegee om 11 Junie te kon geniet. En neem 'n kans om vir hom dankie te sê dat jy een van die mense was wat dit kon ervaar. En nou wil ek jou geleentheid gee om jou dag te hersien, terug te dink oor jou dag van die begin af, hoe die oggend verloop het, regdeur tot by nou, en dan te kyk en te vra, wat was die seëninge wat die Here vandag in jou pad, oor jou pad gebring het? En soos wat jy so die seëninge raak sien, net die Here vir hulle dankie te sê. En ek wil jou 'n kans gee om 'n tweede ronde deur jou dag te kyk, van vanoggend vroeg af. Wat was die groot emosies wat jy vandag beleef het? Groen emosies, liefde, vreugde, vrede,
maar ook rooi emosies, kwaad, gejaagd, vreesagtig, bedruk. En dan praat jy bietjie met die Here oor hulle spesifiek. So in die terugkyk oor die dag, was daar dalk 'n spesifieke oomblik wat die Here vir jou gewys het, wat nie 'n mooi oomblik was nie. Jy was dalk 'n bietjie ongeduldig, liefdeloos, selfsugtig. Maar dit het die Here se hart gebreek op daai oomblik. Hy sal jou wys, en as dit die geval is, wil ek jou kans gee om met die Here oor daai te gesels. En uit jou hart uit vir hom om vergifnis te vra. En nou nooi ek jou om die dag van môre aan die Here op te dra. Om te vra dat hy jou sal attent maak daarop, dat jy hierdie geskenk van 12 Junie, wat hy vir jou voorberei, dat jy die meeste met 12 Junie sal maak. En dan gee ek jou kans om af te sluit saam met Jesus en amen te kan sê. Amen. As 'n ou staaltjie wat vertel word van eers diep in China was daar 'n baie wyse pa. En die baie wyse pa het 'n jong lat gehad wat nou groot geword het daar op die plaasie waar hulle bly. En die jong lat het 'n pragtige perd gehad, 'n Mary. En hy het oral met haar rondgery. En eendag toe hierdie laaitjie wakker word, toe die perd uit die stalle ontsnap en is weg. Ag, en hy so hartseer, en hy so bek af, en hy sommer omgekrap. En sy pa dink so oor die ding, sy pa sê vir hom, is jy seker? Dis nie dalk 'n bedekte seun nie. Sy pa, hoe kan dit 'n bedekte seun wees? My perd is weg, nou moet ek oral loop, dis net sleg. En 'n paar weke later is die perd terug. Maar saam met die perd het 'n pragtige hings gekom. Eers het die hings agter hierdie Mary aangehardloop en nou het hy 2 perde. En 'n pragtige hings. En die laaitjie is bly en dankbaar. En hings is 'n bietjie wild en hy moet hom met 'n tou, verteel en staf. En almal het gehoor in die area van hierdie hings en hulle kom wens hom baie geluk met sy meevallertjie wat hy gekry het. En die pa staan net daar en hy kyk hierdie storie so en hy sê op 'n stadium vir die seun, is jy seker hierdie is 'n seun? Is dit nie dalk 'n bedekte probleem nie? Ag pa, wat weet pa? Ek het geskoor. Klim op die perd, ry en eers het hulle gery en 'n tak het van 'n boom afgebreek en met 'n harde knal en die perd het so geskrik dat hy agteroor opspring op sy agterpote en die seun afgooi en die seun val en hy breek sy heupe en hy's lank in die bed en naderhand mank, groot pyn, groot hartseer en almal in die gemeenskap het meegevoel met hom kom betoon. Pa sit net langs die bed en versorg sy seun. Seun sê, pa, jy het nou nog nie meegevoel met my gedeel nie. Gee jy nie om dat ek soveel ly nie? En pa sê, jong, dink jy nie dalk hierdie is 'n bedekte seun nie? Hoe kan dit wees, pa? Ek is gebreek. Ek kan nie meer doen wat ek van tevore gedoen het nie. En toe 'n jaar of wat later toe kom daar 'n klomp bendes oor die grens en almal word opgeroep om te gaan beklei wat weerbaar is, wat kan beklei en die ouetjie kan nie saam beklei nie en 'n klomp van sy vriende is dood in die oorlog, maar hy kon bly leef en sy pa versorg.
Die lang en die kort van die storie is net, dinge gebeur elke dag met ons. En jy het 'n vinnige eerste reaksie, maar miskien moet jy 'n bietjie nadink daaroor en met die Here dit gesels. Dinge wat sleg is, kan 'n bedekte seën wees. Dinge wat lyk soos 'n oppervlakkige seën, is dalk nie vir jou goed nie. Maar jy gaan dit nie kan onderskei sonder die wysheid van jou hemelse Vader nie. So dis waar daaglikse refleksie so waardevol is. Om die seëninge van die dag te ontvang, om die ander dinge van die dag saam met die Here te bespreek. Jy kan nogal sien, nê, dat as 'n mens in die gewoonte is om jou dag op hierdie manier te eindig, dat jy meer bedagsaam lewe, bewus van wat gebeur in jou lewe. Seëninge koester en 'n dankbare hart ontwikkel. Jy gaan groei in jou selfkennis, want hierdie emosies wat so flits op die dashboard, jy gaan hulle begin raak sien, en jy gaan begin sien wat lê agter hulle, en hoe om met hulle oor die weg te kom. Jy gaan raak sien dat die Here derentyd in jou dag betrokke is. Aanvanklik kyk jy terug oor die dag en sien, o, daar was ek bewus die Here was met my, en dan was ek weer onbewus. Daar was ek weer bewus. Ek onthou op 'n stadium toe kom ek agter as ek in vergadering sit, dan verloor ek die bewussyn van die Here. Dit is net jy's nou so in die vergadering. En toe ek dit nou raak sien, toe weet ek nou kan ek iets aan doen. So nou as ek in vergaderings instap, soek ek altyd die stoel waar daar 'n leesstoel langs aan is. En ek trek hom net so 'n bietjie nader aan my en dikwels sit ek my hand op daai stoel se leuning. Niemand weet hoekom nie. Maar dis vir my die stoel waar die Here sit en ek sit net gou my hand op sy hand. So dit help my om bewus te bly van sy teenwoordigheid in daai situasie. Jy kan sien dat jou onderskeidingsvaardighede gaan toeneem oor wat is reg, wat is sleg, wat's goeie keuses, wat's nie. Wat is die pad wat die Here nou met jou mee besig is? Waar moet jy luister? Jy gaan al daai beter leer ken. Jy gaan beter leer slaap, want jou hart is skoon gepraat en jy's in hierdie gedagtegang van die Here se wonderlike teenwoordigheid en so raak jy weg. Môreoggend is jy weer daar. Jou vriendskap met Jesus groei en neem toe. So dis die derde geskenk wat ek graag in hierdie Pinkster met jou wou deel. Daaglikse refleksie. Doen dit getrou en gereeld. Dis Adam en Eva, toe hulle in die tuin van Eden geleef het. In die aand het Jesus met hulle kom kuier. En ek kan absoluut sien dis wat hulle gedoen het. Daaglikse refleksie. Te praat oor die dag. Hoe was die dag? Wat was goed, wat was sleg? Wat was die seëninge? En so het hy met hulle gekuier. Dis wat hy nou nog met sy mense wil doen. Ook met jou en my. Kom ons sluit af. Here, ons wil vir U dankie sê vir U uitnodiging. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. En ek sal vir jou rus gee. Neem my juk op jou en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En jy sal rus vind vir jou siel. En ons wil dit doen op maniere wat ons gees sterk maak, wat ons voed, wat ons verhouding met U nader maak. Want Here, ons weet ons is gemaak uit liefde. Ons is gemaak vir liefde. En ons is gemaak deur liefde. Sodat ons elke dag in hierdie liefdesverhouding met U kan lewe. Dankie dat U dit vir ons bied. Amen. Kom ons sluit af met ons laaste lied. Dan bly ons sommer staande vir die seën. Dankie. Nou gaan ons. Yes. Okay. Ek gaan hom nie optel en los hom nie dan. Daar's dan vir julle iets wat julle kan saamvat. Ek waardeer dit so baie. Dankie, julle is sterre. Goed sit. Ons jy sal vir ewig 'n baie spesiale plek hier hê en ons sal vir julle aanhou bid. Kom ons staan, ons ontvang die seën van die Here. Mag jy weet jy's die Here se geliefde kind. Mag jy ervaar dat die Heilige Gees jou uitnooi om daagliks met hom te kuier. En elke keer wanneer dit gebeur, mag Christus Jesus jou ontmoet op daai parkbankie
En mag jy met hom dik stukke sit en kuier in sy koninkryk, terwyl hy na jou kyk en jou vorm, dat die beeld van Christus al hoe duideliker in jou sal wys. Dis my gebed in Jesus se naam en almal sê amen.